sal jy ophou act? Joh, kom Nee, my net hier ligteliks. in met die guns blazing. Ek was hier toe met die smoothie en wat breathing exercises doen en cold plunge en al hierdie boeke lees en doing all of the work. En toe gaan ek deur 'n mental breek 100%. Isel wat my vrou is, sy was besig om reg te maak en waar ek letterlik net opgestaan het en begin huil het. En gaan het, ek kan nie meer hierdie doen nie. Wat van moeilike omstandighede moes ek myself vra, is deel van God se plan. Ek weet vir 'n feit soos ek sit, ek glo nie elke belofte van God wat hy vir my maak nie. Ek sê ek wil, glo my ek wil en ek probeer flip en uit. Die lewe is vol battles en struggles en pyn en suffering en dit gaan kom. Edwin, Marco. wat is die earliest context wat ons van jou lewe moet weet om die Edwin wat vandag voor my sit te verstaan? Ja, jy begin. Ons vat hom Ja, nee, diep. ons klim in. Om die konteks van my te verstaan. Okay, kom ons gaan way back. Ek kom van Pretoria af, so ek het daar groot geword. Ek is 'n blou bil, obviously. So dit En ek weet dis al konteks wat jy nodig het. Dis hy. En ek is 'n blou bil. Nee, ek kom van Pretoria af, ek is daar gebore. My ouers het geskei toe ek so 6, 7 jaar oud was. En toe ek was daar op laerskool gewees en toe graad 2, graad 3 toe word my pa verplaas Kaap toe. Ek en my broer is saam met my pa en my stiefma Kaap toe. Ons is hier vir 'n jaar. In daai tyd het my ma ook intussen toe afgetrek Kaap toe. En toe is ons 'n jaar hierdie kant en toe word my pa weer terug verplaas daai kant toe. En dit was in die tyd waar my broer hoërskool toe gegaan het, koshuis toe gegaan het. En ek is saam met my pa en my stiefma terug Pretoria toe. Terug weer na die ou skool toe, maar alles het verander. Ek onthou ook vir hulle gesê het, die maatjies is anders, die skool is anders, Pretoria is anders. Ek dink wat ek na die tyd besef het is dat daar 'n groot gedeelte was en ek was op 'n ouderdom waar ek dink ek na in my ma wou gewees het op 'n stadium. En toe is ons daar en toe het ek 6 maande uitgehou en toe basies as 'n kind 'n tipe van 'n breakdown gehad waar ek net gesê het ek wil terug gaan Kaap toe. En toe het ek teruggekom Kaap toe en ek was weer verder hier in die laerskool en toe is ek hoërskool toe in die koshuis. Hoërskool in die koshuis gewees. Rugby was 'n groot deel van my lewe. Ek het gedink ek gaan rugby speel vir 'n lewe. Ek weet dit lyk so. En toe het ek in my matriekjare het AFDA, die filmskool, letterlik net 'n flyer kom uitdeel. En ek het as gevolg van 'n flyer besluit om die hele trajectory van waantoe ek sou gegaan het in my lewe rugby, waar daar 'n offer op die tafel was van Sharks Academy wat vir my gesê het ek kan gaan en ek het besluit ek gaan film en TV gaan studeer by AFDA in acting. Ek wou net gaan vir acting. En ek onthou ek het na my pa toe gegaan, ek het vir hom gesê en dis die ding wat ons gedeel het, is rugby, ek en my pa. En ek het vir hom gesê hier is hierdie geleentheid, maar ek voel ek wil graag acting gaan studeer. En hy het net vir my gesê, maar volg jou gut. Maak die besluit. Dit was een van die beste stukkies advies en dit klink so cliché, maar dit was baie belangrik. En toe het ek dit besluit en toe het ek dit gedoen en toe my heel eerste klas wat ek by AFDA instap, toe sê die dosent vir my, those of you that are here that only came for acting made a big mistake. Dus ek sê, okay, daar is hy. So dis hoekom ek hier is. Dis baie duur. En toe het ek probeer deur trooper. Ek kom uit 'n skool uit waar ek solid jock was en rugby was alles. En jy stap in 'n environment in waar elke tweede ou iets sien, 'n pilletjie of 'n dingetjie snyf of 'n dingetjie. So is 'n hele ander nuwe wêreld vir my and I wasn't used to that. En ja, ek meen almal het ietsie gerook hier en daar en you kind of get pulled into that world en in daai wêreld en teen die einde van daai middeleinde van daai jaar toe het ek net my pa gesê ek wil nie hierdie kursus klaarmaak nie. Is 'n 3 jaar kursus. En hy het vir my gesê dis reg, as jy dit nie wil klaarmaak nie, is dit fyn, maar jy moet net weet ek gaan nie weer vir jou betaal om te studeer nie. Hierdie is jou geleentheid. Anders moet jy maar gaan werk. En toe het ek gesê ek gaan eerder dit doen. En ek het by die boer in Durbanville kom waiter en hier gewerk
En in daai jaar het my, is 'n baie interessante storie, maar my spandokter, so bring it back to rugby, het gehoor dat ek opgeskop het en het my randomly gebel. En ek was eers soos, is daar iets fout met my? Ek het hom jare later gesien, maar hoekom bel die weet hierdie dokter my? En hy's 'n ongelooflike mens en hy het my gebel gevra kan ons koffie drink. En ons het gaan sit en koffie drink. En ek meen ons het lekker gechat, bietjie vinnig en hy was net soos straight in vir die keel en hy het net gegaan so wat is jou plan nou? En ek is net soos wat bedoel dokter? En sê net nee, jy het opgeskop, ek dink jy het 'n baie groot talent. Wat gaan jy volgende doen? Ek dink jy moet gaan studeer verder iewers. Sê vir my ek sou wou, maar my ouers kan dit bekostig nie. En toe sê hy maar kom ek kyk of ek jou kan help op 'n manier of waar jy weet fondsinsameling wat ook al is. Toe het my peetouers intussen uitgevind van dit en ek het eendag 'n oproep gekry van my peetouers af wat gesê het ons sal bereid wees om vir jou te betaal as jy weer wil gaan studeer. Ek het my navorsing gedoen en ek het besluit om drama te gaan studeer op Stellenbosch. So tegnies toe in my 3de jaar wat ek sou gewees het, is ek 1ste jaar op Stellenbosch. Wat een van die beste idees ooit was, want die Edwin wie ek was toe ek 18 was of 19 in my 1ste jaar, sou beslis nie sy graad gekry het nie, want ek sou te veel wou brandewyn drink. Nie? Ja, te veel brandewyn. Ja, ek sou net te veel gekuier het en daar was vir 'n goeie tyd en teen daai tyd het ek al 'n spier gebou van resilience wat ek dink goed was in die sin van om te moet werk, jou geld verdien en goed betaal en 'n enorme passie vir drama en acting ontwikkel het. En dis waar ek vir Martinus Beson ontmoet het, wat nou my mentor is in die rede vir, ek meen basies alles wat ek weet van drama en acting af. Sure. Baie om daar te unpack. Ek dink eerste ding, wat dink jy het jou ouers se egskeiding, wat se effek het dit op jou lewe gehad op daai ouderdom? Ek het vir baie lank gedink dat dit geen effek op my gehad nie. Want toe ek 6, 7 jaar oud was, kan ek onthou ek het gesê, ek het 2 huise, dis cool. Tot, en ek seker van ons sal daarby uitkom, tot so jare gelede, waar ek totale angs en mental breek gehad het, en ek 'n sielkundige begin sien het, en ons gedeep dive het in my geskiedenis in, en waar ons uitgekom het op, jy weet, die egskeiding. En ek was, en sy het vir my gevra, hoe voel ek daaroor? En ek was soos, fine, like, die lewe het aangaan, daar's goed wat my kwaad gemaak het en geïrriteerd gemaak het, nou moet jy dieselfde, so selfsugtig van my om te gaan, nou moet ek 2 keer dieselfde storie vertel, want hierdie naweek gaan ek na my ma toe, en nou moet ek vir hierdie storie vertel, volgende naweek moet ek dieselfde storie weer vertel, so dit is ook so half, jy weet, baie selfsugtig in daai opsigte, maar ons het uitgekom by, wat se effek het dit gehad op my, en die effek wat my ouers se egskeiding op my gehad het, was, wat ons uitgekom het, is 'n tipe van 'n separation anxiety, en wat ek intellectually begin uitfigure het, en dis hoekom ek sê intellectually, want dit het nie vir my in daai oomblik gevoel, dis 'n sekerheid, 'n hartsding nie, ek was soos, wat sin maak vir myself, is dat, omdat my ouers geskei het, en omdat ons by my pa gebly het, en my ma elke tweede naweek gesien het, het ek hierdie people's pleaser geword, dat as ek almal okay hou, gaan niemand weer weggaan nie. Gaan niemand weer weghardloop nie. Gaan niemand of weghardloop in daai sin, of net wegbeweeg van my af nie. So kan ek almal net okay, jy weet, laat voel, en as almal vir my kyk en sê, jy weet, jy's cool, jy's goed, jy's amazing, dan is alles okay. En dan gaan dit okay wees. Dit het ek toe nou deur die sielkundige sessie uitgevind, en dit was baie interessant, want toe ek met my broer ook begin daaroor praat, toe hy sê, hy het ook nog nie so daaraan gedink nie. En ek dink dis die effek wat dit op my gehad het, is dat die groot deel wat ek tot nou toe kon unpack was 'n tipe van 'n people's pleasing wat gebore was of gevorm was, en 'n tipe van 'n angs wat ek nie besef het as angs nie, wat gekoppel het met die people's pleasing. So as gevolg van dat ek voel, ek wil net okay wees, ek wil nie mense moet weer weggaan nie, ek wil hê almal moet happy wees, het ek 'n people's pleaser geword, en ek het baie goed geraak in dit. Ek dink, which is interesting, dat ek gekies het ook om 'n akteur te wees, because I mean, that's kind of shape-shifting, en om 'n chameleon te wees, en seker te maak almal is okay, en het besef dat dit 'n enorme angs ontwikkel het in my. Ja, en daai separation anxiety was daar, wat ek nou eers, ek meen op wat, 32 eers uitgevier het. As gevolg van omstandighede was ek geforseer om dit uit te vind, maar ja, dis die effek wat dit gehad het. Ek
taai in by wat jy nou gesê het, maar ek dink soos vir my is die rugby en die drama equation is 'n interessante som om te maak. Altyd van daai lei vir my na 'n plek toe van all eyes are on you, right? As jy eers span rugby speel of as jy drama doen, die audience, die gehoor, die mense of op die paviljoen of in die gehoor, kyk vir jou. Dink jy jou career choice het iets te doen met wat daar gebore was, daai people's pleasing, daai insecurity wat daar kon exist? Dink jy dit het 'n effek gehad op wat jy toe gekies het om met jou lewe te doen? Ek dink so. Ek dink dit het 'n effek gehad op onbewustelik dat ek ook so baie druk op myself gesit het om te moet perform, want as jy perform staan jy uit en as jy uitstaan beteken dit mense validate jou en mense acknowledge jou en as jy dit kan doen beteken dit jy doen iets goed, so mense voel it's a safe space en jy bring weer almal bymekaar, daai tipe van ding. Maar terselfdertyd as ek dit sê, as ek ook so half glo ek so half dat dit is die roete wat ek moes gevat het en kan 'n tipe van 'n roeping pad vir my was. If you know what I mean. Which is wat vir my interessant is, want ek dink baie keer en dis wat ek nou net meer in my lewe begin besef is dat al die moeilike goed waardeur ek gaan en dit is so 'n komplekse ding as jy daar probeer ingaan en sonder om te veel in geloof in te gaan in die sin van dat dit komplekse gesprek raak, maar wat van moeilike omstandighede moes ek myself vra is deel van God se plan? En wat is nie sy plan gewees dat dit veroorsaak is nie, maar dat hy dit gebruik vir die goed. Sure. En dan as jy net sê, okay, daai met unpack is die hele ander podcast waar ons gaan vir ure indelf, maar so ek voel, ja, 'n groot gedeelte van daai insecurity van my om te people's please en mense te kan kry om te gaan, well done Edwin, 'n klap, jy weet, as jy rugby speel en jy het goed gedoen, versus jy staan op die verhoog en mense klap na die tyd hande en vertel vir jou hoe goed jy was, wat deel is van albei daai werke, soos wat jy acknowledge, dit voel goed. Dit voel great om daai acknowledgement te kry. En ek het agtergekom, dis waar ek baie van my self-worth vandaan gekry het. Super baie. As iemand nie vir my iets sê, nadat ek sê nou maar iets gedoen het, soos acting 'n toneelstuk of ek meen 'n sport of wat ook al jy doen, jy kry nie daai validation, jy begin dit dadelik in twyfel ingaan, self-doubt, van om te gaan, is ek goed genoeg? So dan koppel ek dit die heeltyd met, okay, maar net wanneer ander mense vir my sê ek is goed, dan is ek goed. Of is jy goed in iets en maak dit regtig so saak of jy goed is in dit? Ja, dit doen, want jy wil goed wees in iets. Ek dink daar's soos, jy weet, daar's trots in om goed in te wees vir iets en dis iets wat vir jou doel gee elke dag om op te staan, maar ek dink ek en jy het al baie daaroor gepraat. Is dan raak dit weer eens net oor die eindresultaat. Dit gaan nie oor die proses nie. Dis iets wat ek eers laas jaar vir myself uitgefigure het deur hierdie hele proses, is dat ek moet meer begin worry oor die proses as oor die eindresultaat. Ek moet begin dit doen en ek moet begin myself leer om die proses te geniet. Al is dit moeilik, want as ek net afhang van, of as ek net gefokus is op die eindresultaat, raak die proses nie vir my lekker nie. Want ek wil perfek wees, ek wil klaar hê iemand met my acknowledge aan die einde van die produk, so alwaar toe ek werk is om af te stap van 'n verhoog af en wag vir iemand om te gaan, hoor jy was baie goed, dit was 'n fantastiese, jy was amazing. Meantime is ek die reëlse tyd in die rehearsals, want alwaar ek hoop is net dat iemand dit gaan sê. So tying it back to that is 100% het dit te doen met of die seeking of validation en dat ek daai loopbaan gekies het. Terselfdertyd is ek baie bly en dat ek voel daar's 'n gedeelte van 'n roeping vir dit. Daar is my vreemde plek om te wees in terme van, ek dink baie van ons lewe is hierdie juggle tussen wat is God se divine plan in ons lewe en wat is history en ons past besig om net ons actions en decisions te shape. En ek dink dis, as mens nou kyk van 'n geestelike perspektief af, dan dink ek dis waar die Heilige Gees se governance vandaan kom om vir jou daai clarity te gee van jy moet deur hierdie werk, want dit is goed wat nie jou serve in 'n goeie way nie, dit maak dat jy nie vrug kan dra nie, dit maak dat jy nie dit kan doen nie, en dan ook terselfdertyd is, hoe maak jy keuses om seker te maak jy gaan in God se divine plan in vir jou lewe, en dit is nie uit weaknesses of pain of
goed wat nog nie geheel het nie, maak jy keuses en dit is net 'n downward spiral van daar af versus die positiewe equation van goeie keuses na die regte rigting toe waar jy actually in jou talente en gawes inleef wat ek weet ons altyd baie passionate oor is. En daai is my ek dink dis 'n struggle vir baie meer mense as wat 'n mens dink. Ek dink almal is net nie aware dat dit 'n struggle is nie. 100%. Veral as 'n mens ook praat oor performance want ons lewe in 'n performance culture. Jy connect jou identity aan performance, jy connect jou validation aan performance, jy connect alles aan performance. Why dink jy is ons such a performance driven culture? Want my vraag is dit social media, is dit omdat ons moeilike paas gehad het en ons wil net onsself bewys, is dit dat die wêreld so kompleks geraak het en jy voel net soos al maniere hoe jy hierdie gaan regkry of eis is hy jou totaliteit oorgee om daai ding te achieve wat jy wil achieve. Maar wat van jou perspektief van jou journey dink jy, why are we such a performance driven culture? Ek dink nie my antwoord is die waarheid of reg nie, maar ek het 'n opinie daaroor en ek dink uit my perspektief uit is dit ons is geskep vir verhoudings. Ons is geskep om in 'n groep mense, in 'n familie, in 'n spasie aanvaar te word, want as ek aanvaar word, is ek veilig. Jy weet, as jy amper so half dink en is 'n iets wat al hoe meer rondgegooi word, maar so half die primal brein en so half mense wat gaan, ons wil net deel voel van 'n tribe, wat maar, ek meen, doop het nou familie, wat my back het, wat beteken ek's veilig, wat beteken ek gaan oorleef, wat beteken as daar threats of enigiets inkom, of dit is validation, of dit is 'n leeu wat my gaan doodmaak, het ek mense wat my gaan beskerm. Reg? So, vir my is dit so half, ons lewe in 'n kultuur wat dit so hard push, in daai rigting van produktiwiteit, want as ek die beste kan wees, as ek high performance kan deliver in enige ding wat ek doen, gaan ek raak gesien word as een van die top mense in die tribe. Hulle gaan my nie uitgooi nie, reg? Ek gaan nie discard word na een hoekie toe en al die mense wat high performers is, gaan ons dan vorentoe kry. Ons gee nie regtig om vir jou nie. So hier is hierdie vrees van amper so half rejection van self-worth in daai opsigte, dat almal anderste wil net nog beter en nog 'n baie ek hê. Either om langer te leef, om vinniger take af te rig, betere taak af te perform en as die ou langs my. En dan wat gebeur? Die vraag is wat gebeur as ons dit nie kan doen nie? En die ding wat jy ken my redelik baie goed, is om te gaan, iemand wat so gedrewe is in hierdie afgelope jaar en 'n half, moet ek die vraag vra, okay, wat gebeur as jy nie die beste is nie? Wat gebeur as jy nie high perform in sekere aspekte van jou lewe nie? Wat is die worst case scenario? En ook hoe biblical is dit baie keer? Om die heeltyd gefokus te wees op high performance, want weer eens is dit nie dan net soos partykeer 'n uitkoms nie, om te fokus op soos, want dan gaan ek goed wees, en dan sal dit okay wees. So as ek hier high perform, en ek kry daai reg, en ek's goed in dit, dan gaan ek daar kom, en as jy daar kom, dan is dit ook, en dan gaan ek dit, soos 'n non-stop ding, waar ek voel so half wat Paulus net gaan, hy het die secret geleer van om content te wees, of hy baie het of min het, hy kan content wees. Ek sê, okay, Paulus, leer 'n bietjie vir my ook asseblief, want ek sou ook wil dit leer, maar wat hy vir my sê is high performance is nie altyd die einddoel dalk nie. So, ek het nie 'n antwoord om te gaan, daar is net 'n oplossing nie, maar ek wil myself en ook ander mense uitdaag om te gaan, wat is worst case scenario, as ons nie in alles high perform nie? Is jy okay daarmee? Hoe baie koppel jy dit aan jou eie waarde? Outsource jy jou self-worth aan high performance? Of waar outsource jy jou self-worth? En dis vir my 'n groot struggle baie keer, want vir my is dit, ek outsource my self-worth na my werk, en my performance in werk. Daar's 'n ou wat 'n studie gedoen het waar hulle gaan het, hy praat oor outsourcing your self-worth, en hy sê, meerderheid mense, hy's 'n sportsielkundige, en hy sê meerderheid mense outsource hulle self-worth na 'n klomp external goed toe. So byvoorbeeld, vir my, werk, ander mense se approval, status, geld, mag, looks, outsource jou self-worth. Soos as daai in plek is, het ek 'n goeie self-worth. Hy sê, en ons net twee goed wat internal is, en hierdie ou is nie gelowig nie. En toe sê hy, daar's net twee goed wat jy internally jou self-worth kan outsource. En dit is God se liefde en aanvaarding,
en jou values en purpose. En dis ek soos, okay, nee, nou het ons 'n paar vrae wat ons moet unpack hierso. En as jy dit begin doen en jy begin vra soos, wat is my values? En jy sê, ag, maar ek weet wat my values is. Jy weet, soos like. En as jy begin sit en dink, soos, nie maar, hoe seker is jy oor wat presies jy value in hierdie lewe? En ook, is ek baie keer besig om my self-worth te outsource aan God se liefde en aanvaarding, want dit beteken, dan moet ek alle beheer oorgee. En vir iemand wat uitgevind het, hy is nogal 'n control freak, om totaal beheer op te gee, beteken high performance, gaan dalk 'n backseat moet kry. Maar is die ironie van die saak dalk beteken dat the moment I let go, I might actually perform at my best. Dis waar ek baie keer werk. Ek het met 'n high performance coach begin werk, Thomas Dawson Skoop, hy is insane. Hy is so goed, en dis een van die goed wat hy met my begin werk het, hy het vir my gesê, Eddie, hy noem my Eddie, het kom van hoërskool se tyd af, en hy het sê, Eddie, you're gonna have to allow yourself to be boring, to fail, to feel sometimes just mad and angry. You're going to have to learn to allow yourself that. So from but then like it keeps me from delivering high performance in these things. And it's so interesting. I've worked with some of South Africa's best athletes, Siya Kolisi, all that. And I gaan, the moment they started to let go is the moment they actually started to perform at their best. So ek sê, okay Tom, moet nou nie vir my dit sê nie. Maar dit beteken ek moet beheer opgee, en ek wil nie beheer oorgee nie. Ja. Daar is hierdie boek, Searching for Enough, wat deur 'n pastor geskryf is, ek kan nou sy naam ontgaan, maar dit skep basically dat ons altyd op pad is iewers heen. En ek dink met performance is dit die ding, like jy kalibreer jouself om die hele tyd op pad te wees iewers heen, soos 'n athlete wat 'n final destination het. En dis ook biblical, maar die Bybel sê ook, jy moet nie anxious wees oor enigiets nie en al daai tipe goed, en dit is my so interesting hoe ons baie van ons eie lewe se complexities in ons lewe introduce, deur hierdie beacons of, wat jy gesê het, like self-worth en al daai goeders op te sit. En dis empty, daar is nie iets wat jy daarin kan bereik nie, en dit is die elemente waar jy gaan van 'n plek op van die binnegoeders af, soos wat hy gesê het, wat jy actually jou karakter bou, wat jy meer lyk soos die karakter van Jesus, waar jy meer jouself vorm om 'n goeie, gelukkige, gesonde, want performance maak jou nie happy nie. Nee. Like, I'm yet to experience that, like, dit is 'n happiness, maar it's a very short-lived happiness. It's nie 'n joyful experience, en is full, en dis contextualized nie. Dit is gewoonlik, jy hit die peak, jy party, jy celebrate dit, die volgende oggend word jy wakker en jy sê, is dit nou dit? Ja. En ons lewe is vol sulke moments in alle fasette van ons lewens, wat net daai genoeg is net nie daar nie. Dis net nie iets wat jy kan bereik of aanvaar of ervaar nie. Maar tog spandeer ons die grootste deel van ons lewens om daai goeders na te jaag. Maar dis ook moeiliker. Dis baie moeiliker om vir jouself te gaan vra, waar sak ek? Waar gaan goeders totaal verkeerd? Waarin sit ek myself with? Om wonde te gaan soek in jouself, om 'n terapeut te gaan sien en te sê, ja, sny my oop en kom ons kyk gou vinnig wat's goed wat ek heeltemal wegdruk en nooit daar wil uitkom nie, want dit gaan my hart seer maak, dit gaan nie vir my lekker wees om daaroor te praat nie. Dis baie moeiliker om daai werk te doen, die internal werk, as om te gaan, okay, die ander goed is external, so beteken ek kan actually daar uitkom. It's something visible, dis 'n teken, dis 'n target waar jy kan gaan, ek kan dit sien, ek kan daar uitkom. Die internal goed kan jy nie sien nie. Dis soveel moeiliker om dit te doen, en ek dink dis 'n amper so 'n instink van ons as mense partykeer in 'n era waarin ons leef van hacks. I'd rather choose the quick and easy en vinnig uitkom by, cool, dan gaan ek beter voel. Ek wil net okay voel, want ons lewe dit is 'n uitdagende tyd. Trials and tribulations, challenges, al die goeders gaan deel wees van hierdie lewe. Which is 'n interesting thing wat ek eers onlangs vir myself kon aanvaar, wat ek lank gesukkel het mee, maar so die internal werk is so moeilik, en ek dink dis hoekom dit vir baie mense moeilik is om daar te gaan, want dit is nie lekker werk nie. En dis werk wat jy moet gaan sit by die huis en gaan goed neerskryf en vra, toe ek klein was, you know, what happened? En waar daai klein seentjie Edwin seer gekry. En dan is dit baie keer stupid goed. Dan is dit stupid goed 'n maatjie wat iets gesê het. Maar ek meen, hoekom onthou jy dit nou nog? Want dit het 'n groot impak gemaak op jou. So
En daai is nie lekker werk om te doen nie, want ek sal eerder 'n Netflix show gou wil kyk. Jou En eie dit- show. Dalk nie, maar dis die ding, is jy soos ek sal eerder dit wil doen, was makliker. En ek dink ek begin myself al hoe meer forceer in 'n mooi manier. Resilience is 'n woord wat hierdie jaar al hoe sterker vir my raak en ek was soos jy my ken, is ek wil dit gaan unpack en regtig gaan uitfigure wat dit beteken. En hierdie is 'n beautiful definisie van resilience wat ek gehoor het. Dit gaan dis om during setback en challenge en pain en suffering is dit om die ability te hê om nog steeds te kan adapt, focus en effectively perform. En toe ek die woord effectively lees, gaan ek, dis nie high perform nie, dis effectively perform, during challenge and setbacks and pain and suffering. Ek moet net gedoen kry wat van my verwag word. Maar wanneer pyn en suffering daar is en dit gaan moeilik en jy sit so baie druk op jouself om nog high te perform, ook is dit soos, jy gaan breek. En ek dink dis waar baie mense breek, is soos, okay nee, tydens hierdie challenge, hierdie pyn, hierdie suffering waardeur ek gaan, moet ek buigbaar wees, ek moet nog steeds kan fokus, en ek moet net doen wat van my verwag word. En deur dit bou jy so baie resilience, wat ek toe nou begin agterkom, is soos, okay, so dis hoe jy resilience bou, moenie voel dat tydens setbacks en challenges en pain en suffering, wat ek baie doen met myself, te verwag en soos jouself te geesel en te gaan, hoekom het jy nou nie vandag se rehearsal goed gedoen nie? Daai take wat jy gedoen het was horrible, soos dis shocking. Jy moet jou kop agter mekaar kry. Jy kan nie hierdie toelaat dat dit jou weghou van jy's besig om die hele crew, jy weet, agter te sit en tyd te mors en jy kry dit nie reg nie. Soos ja, maar wat gaan aan by die huis? Dis moeilike tyd wat jy dalk deurgaan. Like just allow yourself gevinnig hierso. Met dit gesê, daar's 'n methodology wat ek van gepraat het al met jou gedeel het, wat hierdie Tom, die high performance coach, met my gedeel het. En dis die AAA methodology. En die afgelope 3 maande is hierdie konsep iets wat my baie lei in my dag tot dag lewe, wat my help om net beter, gesonder besluite te maak. En soos ek nou diep asemhaal, net bietjie beter te voel baie keer, want ek is iemand wat baie hard is op myself. En die AAA methodology is allow, accept en act. Hoe lyk dit in konteks? So ek sal een van sy stories paraphrase wat hy in sy boek, ek sal die boek highly aanbeveel vir mense, Human Ball is die boek se naam, van Thomas Dawson Scoop. En in die boek vertel hy die storie, ek paraphrase sy storie, is dat hy was die afrigter van die Aikie Tigers by UCT. En hy's super passionate hierdie ou. En hulle speel, dit was either die semi-final of final teen Shimlas. En die eerste helfte gaan hulle op die veld en ek dink hulle was soos 43-7 agter. En hy sê soos hy topkamer toe stap en hy moet nou halftyd, jy weet, any given Sunday speech probeer by mekaar maak. Het hy's so kwaad en frustreerd want hulle het so goed voorberei. En wat gaan aan? Wat doen hierdie ouens op die veld? En soos hy nader stap, toe besef hy gaan iets heeltemal teenoorgestelde doen. En hy kom toe op, en ek weet nie of dit iets is wat hy geleer het, en of hy net opgekom het met die AAA methodology nie, maar hy gaan toe, okay, hierdie is wat ek gaan doen. En hierdie is toe wat hy doen. Hy stap in met 'n smile op sy gesig. En al die spelers is soos, okay, hierdie maak my meer bang. Like, wat gaan hier aan? En hy kyk vir almal lank, en hy sê, okay, easy story. Ons het 'n horrible eerste helfte gehad. Ons is shocking, reg? Ons speel shocking. Hierdie is absoluut horrible, né? En ons gaan, ja, dis nie baie goed nie. En gaan, okay, cool. So, eerstens allow. Kom ons allow gaan onsself met nou hier vir mekaar te sê, ja, dis horrible, né? Ons is sleg, ons het sleg gespeel. Yes. Okay, cool. Kom ons aanvaar dit gou. Let's accept it because we can't do anything about it. Dis buite ons beheer wat eerste helfte gebeur het. Né? Yes. Okay, cool. Act. Ons weet presies nou wat om te doen om hulle in die tweede helfte te wen. Want ons het gekyk hoe hulle speel eerste helfte. Want dis wat ons gedoen het. We stood back and we watched them play against us. So nou het ons presies. So kom ons almal sit gewoon in mekaar en praat, wat het jy raak gesien in hulle strategie oor hoe hulle speel? En kom ons dan beplan die tweede helfte hoe ons met 'n hele ander tegniek gaan uitkom en strategie om hulle te wen in die tweede helfte. Dis binne ons beheer. We can act. Okay, great. Praat daaroor, kom uit, wen hulle daai game met 1 punt. Sure. So, daai ding vir my met die allow, accept en act, is om ook net by 'n plek te kan kom waar jy gaan, okay, cool.
moenie jouself so gesel wanneer jy voel jy is angstig of hartseer of frustreerd of kwaad nie. Allow jouself om dit ook net gou te voel. Allow jouself om dit net gou te voel. Accept dit, want dit is hoe jy nou voel. En dan wat is die volgende een ding wat jy kan doen om hierdeur te navigate? Resilience, bring it back to resilience. Wat is die een ding wat ek nou moet doen om te adapt, te focus en effectively te perform? En daai ding is besig om my lewe, die AAA methodology, so baie te beïnvloed, want ek was baie keer angstig, omdat ek angstig is. Reg? En dis daai hele ding van mense wat sê, like, en is so moeilik, ek was altyd die ou wat gegaan het, hierdie goed gaan nooit met my gebeur nie. Ek was die turmeric smoothie ou, en wat breathing exercises doen, en cold plunge, en al hierdie boeke lees, en, you know, doing all of the work. En toe gaan ek deur 'n mental break, 100%. En ek was so teleurgesteld in myself, want ek het gegaan, maar jy doen al hierdie goed. En toe het ek besef, obviously, hoe hard ek is op myself met daai goeders, want ek nie allow vir, jy weet, weakness en self-doubt en daai goeders nie. En in dit leer jy soveel meer om beter die wêreld en die lewe te navigate, as jy dit actually net aanvaar. Om te gaan, ek sukkel hiermee. Ek het 'n probleem met angs en stres en 'n irrasionele vrees vir die dood en al daai goeders, you know, en die oomblik as jy in dit sit, en my vrou is baie goed daarmee om vir my te sê om gou in dit te gaan sit, want ek wil weghardloop, ek wil high perform, onthou, ek wil nie in dit sit nie, ek soek die oplossing, ek wil uit dit uitkom, ek hardloop weg van hierdie goed af, so om dit in dit te sit is nie my instink nie, my instink is hardloop, en baie vinnig, en kom by die volgende wenpaal uit, wen eerste plek, maar kom net weg van hier af, so ja, allow, accept and act help my baie met dit. Dis half 'n redemption moment, van ja, dit was dalk waar at some point, maar it's not anymore, like ek het deur dit gekom, ek het geheel, ek's fine, in plaas van om in dit te sit. Ja. As jy gemaklik is, invite ons asseblief in hierdie laaste jaar en 'n half, like jy verwys gereeld na 'n vorm van burn-out of down in the dumps en uitdagings en die fear for, of dying en al daai elemente. Invite ons in daai storie van hoe het jy daar gekom en wat was dit? Disclosure voordat ek ingaan. Vir enige iemand wat deur hierdie goed gaan, die fisiese goed wat ek vrees, I'm not taking away of that in any space or whatsoever. So is net 'n disclosure om te gaan. Hierdie is net my journey en wat ek vrees, en mense wat deur dit gaan en dit experience en familielede het of self deur dit gaan, you know, ja, ek kan nie die hel besef van hoe dit moet wees nie. Maar hierdie is waar ek die afgelope jaar, al jaar en 'n half opgeëindig het. Ek was die turmeric smoothie ou, wat sy breathing exercises gedoen het, wat 'n go-getter is, wat 'n besigheid begin het, wat act en, jy weet, jou loopbaan is op 'n goeie plek, en jy go, en die probleem lê dalk in daai 3 woorde die hele tyd go, en ek was besig met 'n teaterproduksie, en een van my, die huismaat wat saam met my gebly het, 'n paar jaar terug, was in die koerante gewees, in daai Desember, vir dat hy 'n breintumor wat teruggekom het, gekry het, en dat dit lyk asof hy gaan doodgaan. En my ouers het die artikel vir my gewys, en ek kan onthou, toe ek dit sien, toe wil ek die prentjie so vinnig as moontlik uit my kop uitsny, want ek is bang, selfsugtig genoeg vir dit. En toe wat gebeur is, toe ons besig is met die teaterstuk in Januarie, en dit het al voorheen gebeur, waar as ek iemand hoor wat naby is aan my, wat 'n tipe van 'n kanker ontwikkel het, as ek enige pyn ontwikkel in my liggaam, of ek my hand se ligament geskeur het, het my brein 'n loop begin vorm, en ingaan dat jy het 'n breintumor, en jy gaan doodgaan. En dit klink so stupid, om dit te sê, en te gaan soos, maar dit is irrasioneel. En wat gebeur het is, dat het so begin met so 2 keer 'n dag daai gedagte opgekom, en toe dit so 10 keer begin opkom, en toe dit so 50 keer 'n dag begin opkom. En ek onthou die oggend, waar ek opgestaan het, en waar
Isel, wat my vrou is, sy was besig om reg te maak en waar ek letterlik net opgestaan het en begin huil het. En gegaan het, ek kan nie meer hierdie doen nie. Soos, ek's besig om my kop te verloor. Want enige gedagte as ek hier sit en ek kyk net die glas water, is ek soos, dis die glas water, dis wat my brein gedoen het, dit begin images skep in my kop. As ek die glas water sien, het ek gegaan, dis die glas water wat langs my doodsbed gaan lê in die hospitaal. As ek kyk na die kamera wat hier is, sal ek gaan, ja, Isel en my ma gaan kyk na al die foto's nadat ek dood is. Ek het elke ding, my brein het so in 'n loop gaan vassit, en ek kan nie dit vir iemand beskryf nie, waar ek gaan uit enige, dit gaan vassit. Ek kon nie uit dit uitkom nie, enige gedagte. Ek wou net afskakel, ek wou net my brein, ek wou ophou aan enigiets dink, want dit was net te veel vir my. En duidelik soos ek nou kan agterkom, kan ek hoor hoe ek weer so half begin angstig raak wanneer jy daar praat, maar ek het net gaan vassit in hierdie loop, want ek het rugpyne gehad, ek het soos 'n spasma in my rug gehad, en ek was oorreed, ek het kanker en ek gaan doodgaan, maar dit het nie weggegaan, hierdie pyn. En die pyn het begin opskiet, en hier was pyn net in die kant van my kop, en as gevolg van daai huismaat van my, het ek gegaan, ek het 'n breintumor, en ek gaan doodgaan. En toe so erg dat ons was op die brink om dalk die teaterstuk te kanselleer. En wat so amazing was, net van dit, is in daai tyd, Isel het gewerk, weg van die huis af, en ek was die dag by die huis, en in die aand het ek gespeel. En sy het vir hulle gevra, kan sy vir die huis al werk, sy moet nie daar wees. En een ding wat ek geleer het net uit hierdie hele proses uit, is Isel was net daar die dag, sy het nie nodig gehad, of die woorde gehad, om vir my te kan troos in enige van 'n manier nie, maar sy was net daar, en dit het die wêreldse verskil vir my gemaak, dat iemand net daar was, en dat ek nie die probleem so vinnig as moontlik wil oplos, of iemand wat jou forceer om uit hierdie ding uit te kom nie. En dis so stupid om dit te sê, maar dis die ergste ding wat in my lewe met my gebeur het. En ek sê ou wat breathing exercises doen en al daai goed, like, jy moet okay wees, jy glo in die Here, jy, like, wat? En so ek so dankbaar vir iemand soos Isel wat net daar was, en ek het gedink jy moet mense se probleme oplos, dis hoe ek operate, en net die feit dat daar iemand by my was die wêreldse verskil. So dit het ook baie verander oor hoe ek vir mense opdaag of probeer opdaag baie keer nou. En toe het ek besluit, ek moet iets doen omtrent hierdie, en ek het 'n sielkundige gaan sien, en dis toe ons uitkom en deep dive in my geskiedenis en met my ouers se egskeiding, en indelf in die hele ding van so separation anxiety, en sy was soos, ek dink definitief jy het 'n vorm van general anxiety disorder, en so aan. En ek's deur daai proses, en ek het toe gegaan, okay, cool, ek is nou half van die ander kant uit, reg, like, okay, en hier is die antwoord, ek het hierdie, en ek het nie geweet dit is daar nie, en okay, cool, kom ons gaan aan, en 'n jaar het verbygegaan, en in die begin van hierdie jaar, of aan die einde van hierdie jaar, en goed het net beter begin gaan, en dit het begin weggaan, die gedagtes, en toe aan die einde van hierdie jaar het ek weer myselfe rugpyne begin kry, en toe daar weer so een gedagtetjie opgekom, en so 5 gedagtetjies, en 20 gedagtetjies. Wat interessant was, hierdie keer was ek meer voorbereid, want ek het geweet wat is besig om te gebeur. En in daai tyd het ek vir myself gesê, die vorige keer waartoe het jy gegryp toe dit gebeur het? En ek geen idee om hoe dit klink nie, maar ek het 100% gegryp na die Here toe. Dis die enigste ding wat my gekalmeer het, is om ingeplak te bly, en dit is om preke te luister, om te lees uit die Bybel uit, om te bid, om dit net heeltyd daarin, want iewers skielik as ek dit doen, is ek bietjie rustiger. Al is dit vir 2 minute. 2 minute kon ek rustiger raak. En daai 2 minute het 5 minute geraak, en 12 minute, en 35 minute, en 5 ure, en so aan. En toe dit weer begin gebeur, toe sê ek soos, okay, ek moet weer inplak. En terwyl ek dit gaan, toe gaan ek, okay, so jy plak net in, wanneer dit moeilik gaan. Toe dit beter begin gaan, het jy was ingeplak, jy het jou stilte tyd, oggend sessie gehad, en al die goed. En toe gaan ek,
Jy gaan moet 'n voltydse, jy gaan 'n jaar moet dedicate en dis hierdie jaar. Jy gaan 'n jaar moet dedicate to transform your thinking, to transform your thoughts. Jy gaan met jou gedagtes is 'n issue, man. Jy gaan moet hierdie verander. Jy gaan 'n jaar moet dedicate. En wanneer dit beter gaan jy moet aanhou. En dis toe ek opkom met die term vir myself van mind gym. Dis ek sê, as jy wil goed lyk of jy wil fikser raak of jy's 'n atleet wat Olimpiese spele doen, wat moet jy doen elke dag vir 4 jaar? Jy moet oefen. Dit is nie altyd maklik nie en dit is moeilik en dit is nie altyd lus om te gaan oefen nie, maar jy moet. Al voel ek beter, al voel ek het in die gister se oefening het ek klaar die wêreldrekord gebreek vir die 100 meter. So hoekom moet ek oefen? Want jy moet, want as jy dit nie doen nie, gaan jy nie die wêreldrekord breek by die Olimpiese spele nie. Right, bring it back to performance. Maar en toe gaan ek gaan moet mind gym installeer vir my weekliks. En dit is soos 'n uur 'n dag. En hoe lyk dit? Hoe lyk 'n mind gym byvoorbeeld vir my? Daar's 'n boek van Craig Rochelle, 'n pastoor wat Winning the War of Your Mind, of the War in Your Mind. En hy het vra en goeders aan die einde van elke chapter wat hy gaan. Ek gaan met hierdie boek sit en ek gaan elke middag 'n uur vat waar ek net dedicate aan dit, my foon wegsit en ek gaan net werk. Ek gaan die werk insit wat hy sê jy moet insit. Een van die goed wat hy sê jy moet doen is identify the lies and replace it with truth. So byvoorbeeld jy het 'n vrees, 'n irrasionele vrees vir dood gaan Edwin aan 'n sekere kanker. Okay? Hoekom? Vra die vraag hoekom? Ja, daar's seker goed dat ons deur die sielkundige gaan, maar nou moet jy dieper gaan. En dan vind ek myself as ek al gaan, ja, okay, cool, is maar nie separation anxiety, lekker. Gaan aan. Just running away. Okay, cool. En dan bly ek net in hierdie space van, okay, maar daai gedagtes nog steeds daar tot die Zel eendag gekom het. Die wysheidsbron wat sy is. En sy was soos, nee man, maar Zel is baie hardcore in die wonderlikste manier ooit. Kyk, as ek 'n people's pleaser is sy glad nie. Which is wat jy so nodig het. She's just so transparent and beautifully honest. En sy was net soos, jy gaan 'n bietjie sit met hierdie ding. Jy gaan nou sit en vra, en as ek doodgaan? En as jy 'n kanker kry, wat dan, Edwin? Wat dan? Okay, ek gaan werk toe. Boom. Okay, cool. Lekker dag bye. En ek moes daai vraag vir myself begin vra. Gaan, okay. Baie mense moet hier deurgaan. Wat maak jou anders? En wat gaan gebeur? Okay. Het gaan nie lekker wees hier. Ek's bang vir hoe ek gaan reageer, want ek wil altyd sterk wees. Ek's bang vir die pyn en suffering, tot en met die dag wat jy, as jy sou doodgaan, dat jy moet doodgaan. Ek's bang om dood te gaan, want dit is unknown. Ek's bang om dood te gaan, want ek het nog nie my mind opgemaak oor die hemel nie. Hoe dit lyk en hoe ek voel en wat ek dink daaroor nie. Ek's bang want gaan almal okay wees rondom my. Jy weet, gaan Isel okay wees, gaan my ma okay wees, gaan my pa okay wees, gaan my broer okay wees. En al daai goed beteken net, ek wil net in beheer wees. Het ek agtergekom. Ek wil net in beheer wees. En toe moes ek gaan deep dive om te gaan, daar's die leen, so wat Craig Rochelle identify the lie. Die leen is 100% sê ek hierdie met alle liefde. Ek glo nie in God se beloftes nie. Ek glo nie dat God in beheer is nie. Ek glo nie in die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood uit vir my en dat dit met my gaan gebeur nie. Dis Edwin, okay. Okay. Maar jy het jou stilte tyd en jy het 'n verhouding met hom. Dis vreemd, jy kan nie dit sê nie. Nee, jy moet dit sê want dis die waarheid. So, wat is die waarheid? En hierdie volgende vers is partykeer kontroversieel en mense moet, ek sê dit met precaution ook oor hoe jy dit implementeer. Maar Romeine 8 vers 28 is, God causes all things to work together for good for those who love him. Causes all things to work together for good for those who love him. Okay, so beteken hy is in beheer. Ek sê nie, dis sy keuse dat as ek 'n kanker kry en doodgaan, dit is sy wil vir my nie. Maar hy is nog steeds in beheer. Nie jy nie. So as jy moet gaan, en is jou tyd, dit is wat dit is. Jy gaan moet beheer opgee, en jy gaan moet vertrou in wat God se woord sê, wat in die Bybel staan, jy gaan moet begin vertrou Edwin, wat jy doen nie. So daai werk in die gym, wat ek nou begin insit, is om te gaan, okay, kom ons werk in daai leuns. Wie is Jesus? Het hy opgestaan? Hoe seker is jy? Gaan figure daai waarhede uit, want ek dink, in die proses waar ek nou is, die waarhede waarby ek uitkom, is klaar besig om my lewe te verander. Om oor te gee, om beheer oor te gee. Dit gebeur nie oornag nie, en ek sê nie ek het al die antwoorde nou nie. Ek weet vir 'n feit soos ek sit, ek glo nie elke belofte van God wat hy vir my maak nie. Ek sê ek wil,
Glo my ek wil en ek probeer flippend hard. Maar ek is in die proses om dit uit te figure en ek is in die proses om daarby uit te kom. En is John Piper, so 'n pastoor wat my eendag ook gesê het, hy was soos, partykeer is dit die probleem as jy probeer te hard. Hy sê vir jou, kom rus by my. Nie kom probeer by my nie. Maar wat wil ek doen? Ek wil high perform. Ek wil dit reg kry. Ek wil die een wees wat dit reg gekry het om sy beloftes te glo. Ek wil daai beheer in my hand hê. So ek is in die proses, long story kort, om te deep dive en te sê, okay, cool, investigate it. Investigate die beloftes en dat jy wil beheer hê en jy gaan nie die leen van Edwin, jy is in beheer. Jy kan gesond eet, dan gaan jy nie doodgaan van kanker nie. Jy kan jou turmeric smoothie drink en jy gaan nie doodgaan van 'n tipe kanker nie. Jy kan jou breathing exercises doen, want dan gaan jy relax, minder cortisol in jou liggaam en al die goeie neurochemicals gaan jou liggaam wees en dan gaan jy langer lewe en gesond wees. En al wat jy doen is jy probeer al daai goeders doen omdat jy dink jy's in beheer. En net omdat jy nie wil doodgaan nie. Nie omdat jy God wil glorify en hom geniet nie, of omdat jy ander mense wil help nie. Ekskuus, ek slaan jou sommer. You see, en dis die ding, is dit frustreer my ook so baie, want ek gaan, jy het dit vir so lank gemis. Kyk, daar's baie goed in al daai goed wat ek noem. Ek drink my turmeric smoothie, ek doen al daai goed, maar ek het begin oorgee om te gaan, as ek nou 'n chokkie wil eet af en toe, dis deel van my recovery processes. Vat 'n happie van daai chokkie nou gou. As an act of showing, moenie staat maak in kos vir wat gebeur in jou lewe nie. Jy moet staat maak op God in jou lewe. En dit is moeilik, maar dis 'n proses om dit uit te figure. Ja. Wat is jou hoop van hoe die ander kant van hierdie journey lyk? Obviously, ons praat nou baie oor waar dit vandaan kom en waar jy nou moontlik is. Maar kom ons sê ons fast forward post hierdie jaar en is 2026 en jy spring lewendig en gesond soos wat ons weet jy gaan wees. Hoe wil jy met jou mindset wees? Waar wil jy, like, wat's dit wat jy in jou wese wil voel om te voel jy het hierdie oorkom? Ek dink ons definitief twee goed. Ek hoop in die einde van hierdie proses, wel in die einde, ek dink dit is dalk 'n lewenslange proses, maar as ons net mik vir 2026, waar wil ek in 2026 in my mind wees? Sal ek sê, ek sal wil op 'n plek kom waar ek baie meer resilient is. Obviously is dit 'n tema nou in my lewe. Baie meer resilient is in my gedagtes. Dis wat hierdie hele jaar 2025 gededicate is to transform my thinking. To transform my mind. Hoe? Transform na wat toe? Sterker, meer resilient, meer adaptable. Meer accepting and allowing. Kan ek op 'n plek kom in 2026 dat wanneer setbacks kom, wanneer ek 'n pyn het, wanneer ek siek raak of verkoue kry of wat ook al, net nie ewen die klein goed wat my gewoonlik trigger was, soos hoekom jy is ander te kan gaan, okay, dis wat dit is. Dis wat dit is. Wat moet jy nog steeds doen? Jy moet nog steeds opdaag vir jouself. Jy moet opdaag vir jou familie, steeds God se naam glorify, jy moet jou werk doen, jy moet gaan werk toe gaan act asof jy nie verkoue het nie. Jy moet al daai goeders doen. So kan ek daar kom met wat ek gewoonlik gedoen het, is ek's frustreerd in daai spasie. Ek sit in 'n spasie van frustrasie en geïrriteerdheid omdat dit gebeur met my. So kan ek op 'n plek kom waar ek besef het, ek het beliefs diep binne in my kop wat ek ontwikkel het, waar ek glo dat as ek my kant moet bring, moet die wêreld sy kant bring. Dit het my so 'n victim mentality gegee wanneer dit kom by hierdie tipe goed. Want ek drink my turmeric smoothie, ek doen my goeders, dan moet ek mos gesê, hoekom kry ek 'n verkoue? Hoekom het ek 'n pyn weer in my, jy weet, naby my lewer? Wat is dit? Is dit 'n tipe van 'n kanker? Gaan jy doodgaan? Like nee, maar ek eet dan gesond, dit kan nie wees nie. Hoekom gaan dit moeilik by die werk? Hoekom het jy dit nie goed gedoen nie? Want jy glo dit wanneer jy jou kant bring, moet die lewe sy kant bring. En wat ek rewire het, is dat ek, en waar ek wil wees in 2026 is, kan ek hierdie nuwe belief hê, en rewire my brein om te gaan, die lewe is vol battles, en struggles, en pyn, en suffering, en dit gaan kom. Okay, dis wat dit is. Ek kan in dit
doen wat ek kan. Maar die oomblik wat ek nou ook net besef het hoe ek diep asem gehaal, is die oomblik as jy dit aanvaar dat dit is deel van die lewe, raak dit in 'n weird way ligter. Dis die een plek waar ek wil wees. Die ander plek waar ek wil wees, so dis daai ding van, kan ek daai belief verander na, dit is deel van die lewe, wees meer resilient. Die ander kant waar ek wil wees, is, en ek dink dit koppel met resilience, maar net way meer adaptable. Way meer adaptable. Daag op vir die podcast, nie met goed klaar wat jy voor die tyd gedink het jy wil sê, of enigiets nie. Daag bietjie op in die unknown. Want ek het 'n vrees vir die unknown. As jy dink aan wat die dood ook beteken, wat kanker beteken, wat siekte beteken, is unknown. You don't know where this is gonna go. Ek wil net kan opdaag in 26 en bietjie okay wees in die unknown. Ek het hierdie metafoor wat ek in die sielkundige uitgefigure het, as ek gaan, die unknown vir my beteken, alles gaan goed, en ek sien hierdie kamer, en die ligte is aan, is bright, en hier is 'n deur, en ek sien die deur, en ek sê, ek het nog hierdie deur gesien nie, en maak die deur oop, en ek kyk in en is pikstuk nag donker, en ek weet nie, iemand van agteraf skop my net in daai deur in, maak dit toe, sluit. Ek sit in hierdie donker kamer, en ek freak uit, want ek kan niks sien nie, so unknown, reg? Ek sukkel my gat af, ek weet nie wat hier aangaan, ek paniek, kan nie, ek wil weet, ek moet kan sien wat aangaan, want dis hoe ek, die regisseur saam met wie ek gewerk het, onlangs het vir my gesê, Edwin, jy haat dit om in die donker te wees, met performance en goed, jy wil altyd weet, en toe gaan ek, daar link het met daai analogy, toe gaan ek met die sielkundige, toe gaan ek, maar wat ek nou leer is dat, okay, dis donker, is donker, begin net voel, wat doen jy outomaties as jy donker kamertjie gespeel het, jy begin net so half teen die mure gaan, en soos voel, okay, ek gaan kyk wat's hier, okay, en dan iewers gaan jy kom by 'n flitslig in die kamer, dit gaan al lê, dis die lewe, en jy gaan die flitslig kry, jy gaan, thank goodness, jy gaan dit aansit, en dit gaan so skerp gaan, en dan gaan so flikker, en dan gaan dit so dof raak, jy gaan, come on, reg, dan gaan dit dof wees, dan het jy klein bietjie lig, en dan gaan jy in hierdie kamer soek, en jy gaan, okay, wat is hier nog, en dan is dit moeilik, en dit gaan tyd vat, jy gaan 'n paar uur in hierdie donker kamer probeer kyk, en dan gaan jy by 'n switch kom, en die switch aansit, en dan gaan dit lig wees, en jy gaan, thank goodness, kan sien wat aangaan, okay, die angs is bietjie minder, die vrees, die bang, die alles is bietjie minder, okay, cool, dis mooi, hier's 'n mooi plant, nice, ons kan bietjie Netflix en chill, okay, hierso is, okay, gaan rustig wees, en dan gaan jy sit eendag en jy gaan, ek het nog nooit daai deur gesien nie, ek gaan kyk wat's daar binne, gaan die deur oopmaak, en iemand gaan my net weer inskop, reg, kan ek okay wees in 2026, dat as iemand my inskop, en daai deur, hulle maak dit toe, dat ek nie terugdraai, gil en skree om hierdie deur af te klop, dat hulle weer moet oopmaak nie. Kan ek omdraai en gaan? Okay, hierdie is allow, accept. Okay, hierdie is nie lekker nie. Kan nie baie van nie. Wat moet jy doen? Okay, soek die dowwe flitslig, want jy weet, die flitslig gaan nie skerp wees. Jy gaan 'n flitslig kry, maar dit gaan nie skerp wees nie. Kan ek okay wees met dit? So ek hoop 2026 kan ek daar uitkom. Oh, it's such a beautiful analogy net vir lewe as a whole. Like jy begin 'n nuwe werk, jy weet nie wat dit gaan inhou nie. Nuwe vriendskappe, nuwe enigiets, like of jy trek van Pretoria af Kaap toe of wat ook al die geval wees. Alles wat ons die verskillende fases van ons lewens is donker kamertjies. En net iets op dit is soos iewes skielik omdat jy verwag dat dit gaan donker wees en dat jy weet jy gaan eers bietjie in die donker tyd moet spandeer en dat jy weet jy gaan by 'n flitslig uitkom. Al is dit dof. Al die pressure af. Dit maak dit meer okay. Selfde vir my byvoorbeeld met teater. Ek het hoeveel keer teruggekom by die huis en ek dink Giselle is al mal vir my. Na die eerste week van 'n teaterrepetisie, ek kom by die huis en ek gaan vir ek wil nooit weer act nie. Ek moenie enigstens act nie. Ek's nie akteur nie. Like ek is glad nie akteur nie. Ek weet nie wat ek doen nie. Hierdie is horrible. Ek's shocking. En toe kom ek eendag terug en ek sê vir haar, ek het 'n breakthrough gehad. Ek het net besef dat elke eerste week van teaterrepetisie gaan dieselfde voel. So nou wat ek doen is ek voordat ek begin repeteer, gaan ek jy weet hoe die eerste week gaan voel. Dit gaan nie baie lekker wees nie. En nou moet ek gaan en dan sê ek in die eerste week dan kom ek by die huis en vra Giselle hoe dit gaan. Nee, nie baie goed nie. Reg, maar dan gaan ek van maar as dit gebeur, dit gaan gebeur. En dan is dit ligter. Iewes skielik is dit ligter. Ek lag nou daaroor. En ek lag by die huis daaroor as ek wil gaan. En okay, cool. Jy weet die werk hier proses, week 2 gaan bietjie beter gaan. Jy gaan 'n moment hê waar jy dink miskien mag hulle jou toelaat om te act.
Okay? En dan week 3 gaan jy kom en gaan, okay, nee wag, ek dink ek het breakthroughs, hierdie is cool, hierdie is lekker. Dink ons moments. En dan gaan jy en dan sit 'n snowball. So dis ook nie daai ding van omdat jy as jy trek van die Kaap af Pretoria toe, as jy kan gaan, dit gaan moeilik wees. Okay, die eerste tyd gaan moeilik wees. Okay, maar ek gaan iewers 'n flitsliggie kry en dit is wat dit is. Haal dit net daai enorme druk van jou af om te gaan alles moet perfek wees en ek moet heeltyd in beheer wees en alles moet amazing en beautiful wees. En dis is nie, daar's resilience in om te weet dit gaan moeilik wees. En ek dink daai is die feit dat ons daai kan doen, maak my soveel meer Paulus se contentment, maar dit laat my soveel meer joy kan ervaar om actually daai moments te geniet. Want ons is jy kan slegs goed geniet of gelukkig wees as alles uitwerk soos wat dit doen. En that's not what life is about. Dis nie hoe dit uitwerk nie. En ek dink as jy kan in die donker kamertjie kan dans en speel en lag en guggel, jy is dalk nog steeds bang, maar jy kan al daai goeders doen. Dan het jy 'n certain level of resilience geontwikkel waar jy, soos wat Paulus sê, in daai moeilike tye joy kan vind en vrede kan vind en vreugde kan vind en al daai goed kan vind. En dit surprise my net hoe ons as humans so fixated is aan comfort en dat ons nie okay is om nie okay te wees nie. Like veral, ek dink nog meer so mans, want ons praat nie eers oor die tipe gesprekke wat ons nou het nie. Absoluut. Maar even more so is dit net belangrik dat 'n mens moet kan okay wees met die nie okay wees nie. En die vulnerability woord word nou al baie gebruik, maar dis actually so powerful van hoe jy daai donker kamertjie dan kan hanteer, net om te weet, dit is donker. Like ons almal weet, as ek weer hierdie deur ingaan, daar's nie 'n liggie wat nou skyn. Ons weet daar is iewers 'n torch, maar Exactly. maar die wonderlike ding van dit is ook soos ek begin al meer besef ook dis environments. In wat se environment? So in daai huis, in daai donker kamertjie, reg waar jy jouself plaas, kan een van jou pelle of iemand met wie jy hierdie conversations het, is daar 'n deur vir hulle ook na hierdie kamer toe. Sure. So met wie omring jy jouself dat in daai donkerte wanneer jy sit, jy het dit nou genoem, ons kan lag. Iewers skielik gaan ons Marco Polo speel hier binne. In die donker, was daai pan. Marco Polo is om te gaan, okay, cool, nou kan ons begin eerlik wees ook met mekaar en ek kan sit en saam met Marco in hierdie donker kamertjie en gaan, dude, ek's bang, man. Ek's bang. So wat se environments waarin ons onsself plaas, speel ook 'n huge, het 'n enorme impak ook op dit. Is jy het nou gepraat oor ons, jy weet, mans in general en ouens wat nie wil amper half, ek dink is accept, maar ook declare dat hulle deur 'n moeilike tyd gaan nie. En ek verstaan daar's 'n mate van strength. And I know, and there's something beautiful about a man stepping in and showing strength, jy weet, en soos gaan, en I get that. En daar is 'n mate van dit. I think that's where we want to get back to. Maar ons allow nie onsself om net te gaan wanneer dit moeilik is. Dit is moeilik. En ek het nie, maar dan jy iemand nodig langs jou wat gaan, ek sien jou. Ek sien jou, ek saam met jou in hierdie en ek hoor jou. En is die lekker nie, how do we get you back to strength, man? Jy het, kom ons sê, jy het 'n familie by die huis en wat ook al, you want to be strength, you want to lead, jy wil daai goeders doen. So, allow hierdie, moenie dit onderdruk nie, jy mag so voel. But we want to get you back to that position where you can be strong and lead. So, kom ons gesels hieroor, let's go. Maar jy is so reg, like we don't do that. En ek dink ook onmiddellik as 'n mens hierdie tipe gesprekke oopmaak, dan is daar die perception van jy sag. Like, in die sens van, jy kan nie hierdie levels of gesprekke hê en diep wees en vulnerable wees en 'n regte man wees en bold wees en courageous wees en al daai goed nie. En ek dink daai persepsies, whether dit van generational goeders afkom of waar dit ook al vandaan kom, maar ek dink dit is wat ons moet breek, is die feit van jy kan both voor 'n vuur sit en sê guys, ek struggle, ek is besig om deur iets te gaan, like of jy nou vir my raad kan gee of net vir my kan bid, like whatever, of net te kan praat. Ek dink baie keer soek jy net 'n safe genoeg space dat jy dit wat op jou hart is kan deel sonder dat dit gaan telefoontjie deur die hele estate of die hele vriendekring gaan daarvan hoor of sulke goed. Nie dat dit shameful is of iets soos dit nie, maar jy soek net 'n safe haven om mense om surrounded te wees met mense wat jy weet ek kan hierdie gevoelens deel en it will be safe. Want hierdie mense ken my diep genoeg om te weet ek kan both nou so voel, maar ek kan nou huis toe gaan of môreoggend opwitch en ek kan 'n goeie man vir my vrou wees en ek kan boldly by die werk instep en ek kan my emotions onder kontrole hou en ek kan al daai goeie doen wat nog steeds 'n goeie karakter van manlike eienskappe en masculinity is, maar dit word nie gedivide van jy's either or nie. Jy kan nie dit doen en rugby speel nie. Like ons het nie harte as jy
jy dit doen nie. Ja, En ja. jy het nie emosie as jy dit doen nie. So like daai as 'n mens net daai stigmas kan breek. En ek dink actually ons generations is slightly besig om meer towards dit te gaan waar ons meer open is om hierdie gesprekke te kan hê Ja. en okay te kan wees daarmee. Mm. En ek dink dit is powerful. Ek dink dit gee vir ons so baie agency oor ons lewe om te weet soos okay, ons kan voel want die wêreld het baie meer kompleks geraak as in vroeër jare. Daar is baie meer goeters wat ons mentally kan affekteer en ons is omring deur social media en al die elemente. So ons gaan op 'n plek kom waar net jy kan obviously met jou spouse of jou geliefdes deel, maar om op 'n plek te wees waar jy met ander mans ook kan deel en jou hart kan uitpoor. Ek dink die interessante ding net vir my, presies wat jy nou sê, is weer eens as ons moet teruggaan ook na die binnewêreld toe, is like, ek het hierdie oefening gedoen en ek weet dit klink, dit gaan vir party mense baie weird klink, maar dit was 'n baie valuable oefening. Ons praat oor environments, ons praat oor, is daar 'n safe space om te kan praat oor hierdie goed. Die enigste manier of jy weet of dit 'n safe space is jy moeite gaan doen het om te gaan sit en dink, wie is hierdie mense wat hierdie safe space, wie is my long table van mense wat ek kan kry, of 'n short table, maak nie saak nie. Ja, ek hoef nie vriende. Dit hoef nie 'n lang tafel te wees, miskien is ons net 3 en ons sit hier om, maar om die oefening te gaan doen om te gaan, hierdie ek soveelheid mense, en ek en my vrou het dit gaan doen, om te gaan, hierdie ek soveelheid mense, en spesifiek name neergeskryf, en te gaan like, hierdie is die mense wat ek die lewe saam mee wil doen. En hierdie is die mense wat ek weet dat as ek moet weerloos wees en as ek toe ek deur my baie moeilike angs breek gegaan het, was dit die mense met wie ek actually kon deel en gaan, hierdie is what's going on. Nadat ek het dit eers self op myself gevat, want jy was bang om dit in die begin te deel, en toe het jy stelselmatig gegaan, okay, hierdie is die mense met wie jy dit kan deel, maar ons moes gaan presies weet wie is daai mense. Soos 'n baie goeie oefening om te doen, want ook outomaties wat dit doen is dit gaan, wie is die mense ook met wie jy wil tyd spandeer? Ons lewe is so besig, en dit sê nie ek maak nie tyd vir ander mense wat wil doen nie, maar wanneer ek besluit om tyd te spandeer, ek wil in hierdie mense se lewe terug insaai. Ek wil tyd spandeer met hulle. Hierdie is die safe environment. Hierdie is die plek waar ons die lewe saam kan doen. You know, ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie met 100 goeie vriende die lewe saam doen. Dit is net vir my onmoontlik. Soos ek kan nie. So daai ek soveelheid is my core groepie mense en ek moet dit gaan identifiseer en gaan like dis dit. Obviously al die ander mense aan die kant, is al tye is ons tyd saam invest, present saam met al daai goed. Maar hierdie is die mense na wie ek toe terugkom. Wat saam met my in die donker kamertjie kan Marco Paulo speel. Ek glo daai. Ons moet nou op 'n T-shirt sit. 'n swart T-shirt. Ja. Ek kan nie ek moet net gou circle back. Ek kan nie help om te dink die irony van jou nuwe Netflix series Tuiskoms. En die rol wat jy daarin speel, given wat jy vandag gedeel het nie. Ja. Was dit moeilik? En wat het nou reflecting back on it, wat se effek het dit op daai journey van jou gehad? So timing wise was dit net eintlik hysteries. Want kan nou daaroor lag. Die sielkundige by wie ek was het daaroor gepraat, toe gaan sy, ek het vir letterlik, dit was in daai tyd wat ek die sielkundige begin sien het, was in die prep fase vir Tuiskoms op Netflix. En ek praat met haar en ek sê vir ja, ek het hierdie nuwe rol en dit kom nou op, so ek gaan nou vir 'n paar weke in hierdie sessies, jy weet, kan doen nie, ek sal as ek terugkom en so aan sê, okay, cool, vertel my net van die rol en so aan. En ek vertel vir haar, ek sê ja, ek speel Andrei en ek is die dooie man van die vrou in die reeks en sy letterlik kry so groot smaal op haar gesig. En sy laat my klaar praat en sy gaan, Edwin, I'm sorry to say this, but the irony is just priceless. En ek sê toe vir haar, en ek begin toe lag en ek sê vir haar, exactly, that is beautiful. En in daai tyd het dit al obviously ook beter met my gaan, so ons kon daaroor lag en daar was al goed wat sy met my gedeel het om te gaan, 'n key line wat ek nooit sal vergeet nie wat sy vir my gegee het was, face your fear with facts. En dis 'n mantra wat ek baie keer vir myself sê, want as ek irrasioneel raak, dan gaan dit daartoe. So dit het my gehelp tydens die skiet van Tuiskoms ook. Die proses opstel was, weirdly enough, fun. Ek het fun gehad opstel en ek het dit gesien, ons het in Beautiful Wilderness geskiet, wat 'n ongelooflike beautiful plek is.
ek het met hierdie produksiemaatskappy Infinity Films het ek al 'n hele paar produksies mee gedoen en hulle is 'n familie. Like dis 'n familie environment. Die regisseur Nina Swart saam met wie ek gewerk het. Ek het al 'n hele paar reekse saam met haar gedoen. Sy ken my baie goed. Ek het met haar gedeel waartoe ek gegaan het. Sy is eintlik die persoon wat my verwys het om die sielkundige te gaan sien. So I was in a safe space there. En dit was mentally was dit nie moeilik nie. Mentally was dit, het ek het gesien as die ironie, nommer 1, en nommer 2 is ek was in 'n veilige spasie. Dit was 'n beeldskone plek om tyd in te spandeer. En die enigste moeilike ding was is ek het gewonder hoe ek gaan reageer om weg te wees van Isella van die support system so vinnig nadat ek deur daai moeilike tyd was. En ek kon agterkom dat ek sien baie uit om terug te gaan. So ek kon shuttle tussen Wildernis en by die huis as ek lank daar afgehaat het of lang hoeveelheid daar afgehaat het. So dit het my gehelp om te kon net incheck weer by haar. Maar die proses self was fun. It was amazing. Amalia Eys wat daarin speel, Armand Oukamp. Ek meen ons het so baie fun gehad. Die make-up artist. Ek het soveel ek het eintlik baie min tonele in die hele reeks, maar ek was baie lang stukke daar. So ek was later net soos opstel en fun gaan hê. Soos ek het by Nina Swart gesit en ons het net soos 'n great tyd op stel gehad. So ek was later deel van die crew. Ons het letterlik later gejoke het hulle gaan het. Ek is nie meer akteur nie, ek is nou deel van die crew. En wat fantasties was. So hulle het ook 'n baie veilige plek en ons het so baie gelag. Die make-up, ek was baie by die make-up en wardrobe mense en dit was net hysteries. I could just breathe en lag en ek het probeer cheerlead. Dit was my werk daar. So ek het daar aangekom en net soos as ek sien dinge gaan moeilik, was dit soos okay, ek gaan injump en mense net cheerlead en soos gaan let's go, soos grappies gemaak het almal net bietjie kan ligter wees want daar was nou 'n bietjie drama al wat ook al. En dit was fun. So om dit te kon doen en om Andrei te moes vertolk het ek dit gesien as how beautiful. Hierdie sal nie op my pad wees. Ek glo vas. Dis so interessant, Amalia sê dit ook. 'n Rol vind jou presies op die regte tyd. En ek was net soos, hierdie is net te waar. Ek meen om Andrei te moes speel op 'n tyd waar ek nou net gegaan het, like is net te belaglik. En so dit was beautiful geweest vir my want ek het gaan I'm gonna embrace it. En ek het embrace met die hele ding van allow en jy weet, soos gaan net met dit. Sit in dit, figure it uit deur dit, moet dit nie probeer oordink in opsigte nie en ook vat verantwoordelikheid vir dit. You know, die rol wat ek eintlik moes vertolk en in die storie is om vir Fleur te help om te laat gaan. Ironie ook te laat gaan. En dit was my ding waar gaan het. If I'm able to teach that en as ek daai karakter kan wees en persoon wees wat dit kan vertolk in hierdie stuk beteken dit ek as Edwin kan jy uit leer is to help people to let go. Miskien kan jy ook leer om te let go. So dit was deel van daai genesingsproses en is steeds maar ja. As we land the plane, wat maak jou... Ek dink ons is nou besig om te Nee, gaan. nee. Almal sit geïnteresseerd wel aan. Ons gaan nou eers opstyg. Dis episode 2 en 3, Koppie. okay? Wat maak jou opgewonde? Like, ons het obviously nou oor baie diep goed gepraat, maar knowing you weet ek ook, jy kan lekker lig wees en lekker lag. En wat is daai nuance goeders wat die kinderlik opgewonde Edwin to life bring? Wat eerste opspring, kom ek gaan aan. Ek kom uit 'n groot sport en rugby agtergrond uit. So ek meen oor die algemeen deesdae, kyk, 'n sportdokumentary. Jy het my. Nee, ek is daar. Dis een ding. Ek love 'n sportdokumentary, maar hoekom ek dit ook geniet en jy weet dit ook van my. Ek het aan die kant omdat ek net voel dis deel van my roeping, so half wat hulle noem performance coaching begin doen. Waar ek love dit om ander mense veral nou waar ek was om te gaan, hoe help ek jou? Hier's 'n interessante storie rakende die performance coaching. Ek bring dit terug by wat my opgewonde maak en hierdie maak my opgewonde. Soos jy kan hoor, ek praat sommer vinniger. Maar ek sê vir jouself, dis die boeke wat ek lees. So om te lees, maar lees oor performance coaching, oor hoe atlete hulle self in die mees stresvolste situasie kon kry om te kalmeer en nog steeds effectively kan perform. Reg? Dit fascineer my. Human behavior fascineer my. Dit maak my excited. So as ek kan lees daaroor, as ek 'n dokumentêr kan kyk daaroor en dan koppel dit nog met sport ook. Daar's twee goed saam wat connect en dit ontplof in my brein. Ek love it. En so een van die goed wat my net gebeur vir my is dat ek 'n jump in 100% om tyd te spandeer aan boeke oor dit, sport documentary of boeke oor daar's 'n boek The Goldmine Effect van 'n ou wat 'n studie gaan doen het
ken jy the Blue Zones of Blue Zones? So dit gaan basies in die kosafdeling. Is dit hierdie ou Dan Buettner wat 'n studie gedoen het om te gaan. Daar's gedeeltes in die wêreld. Ek dink is nou al meer, maar daai tyd was dit 9. Lande of plekke in lande waar die most populated centenarians voorkom. En hierdie ou het gegaan en dan gaan hy hoekom en dan gaan hy deur 'n boek wat hy skryf oor soos dit gaan oor environment, weer eens met wie jy omring, dit gaan oor die tipe kos wat jy eet en al daai goedjies. Toe gaan hy 'n ander ou en hy het 'n boek geskryf oor, okay, hoekom as ons die Olimpiese spele kyk, hoekom is die Jamaican span altyd die ouens wat die 100 meter dominate? Hierdie plekkie Jamaica wat jy gaan, hoekom hulle? En hoekom South Korea dominate die vroue golf? Hoekom? Like, that's just so interesting. Soos ek praat van soos 34% van al die golf is wat hulle domineer. En hy wou gaan uitfigure, hy het uit sy werk gekwoot en hy het 'n boek, hy wou gaan uitfigure wat is hierdie goed. En dan begin hy goed uitlig oor mindset, family, environment, coaches, al daai goed, resilience, al daai goedjies wat dit fascineer my en ek love dit. So ek kyk daai documentaries en dis wat my excited maak. En dan met die performance coaching om dit self te kan doen en dit te leer. Ek voel dit so valuable vir my en die goed wat ek al deurleer, so ek doen dit vir ander mense. So wanneer ek besig is in 'n coaching session, ek vergeet van alles. Like ons het al gepraat oor die term van flow state. Ek vergeet van alles en ek zone net in en ek help iemand so half met al die klippe wat jy sien hulle pad en jy begin hierdie klippe uithaal vir hulle om te gaan okay, cool. Die pad is nou 'n bietjie rustiger of ons kan bietjie verder sien. Nog gaan weer klippe kom, we'll figure that out, maar help net mense om 'n bietjie van 'n smoother ride te hê vorentoe en okay te wees. Gekoppel met dit, remind my dat ek vir jou sê of ons kan terugkom na dit toe oor my purpose statement. Okay. We'll get back to that. Wat verander het met een tweak. Die ander ding wat my opgewonde maak, jy sal my nie glo nie. Marco, jy sal my nou nie glo nie. Kan jy nou meer? Kan jy nou meer? 'n Slegte realiteits-TV. Ek leef vir dit. Ek kyk regtig nie baie films en dieselfde maar hoekom? Weet jy wat is dit? Ek kan dit nie define nie. Nee, ek het dit define vir my. Ek weet wat nee, weet jy wat dit vir my? Ek het agtergekom. It brings it back to human behavior vir my. Ek's gefascineer oor hoekom mense doen wat hulle doen. Hoekom reageer iemand soos wat hulle reageer in daai oomblik toe daai persoon dit gesê het hierdie een hulle varkies heeltemal verloor. Ja. Maar hoekom? Wat het gemaak? Wat het daai persoon gesê? Want daai persoon het nie iets so ernstig gesê nie, maar hierdie persoon is getrigger. Wat trigger daai persoon? Daai persoon het 'n insecurity oor byvoorbeeld autoriteit. Okay, cool. So ek's heeltyd besig om in te delf in human behavior and to analyze why people do what they do. Again, bring it back. Ek neem aan dis hoekom ek van acting en film en TV directing hou, want dis wat jy doen. Jy analyse 'n skrip, jy analyse hoekom hierdie karakter hierdie sal doen. Kom ons gaan dieper daarin. Ons as mense doen sekere goed op sekere mate, maar dis unpredictable. So vir my as akteur gaan ek, as ek kyk weirdly enough ook realiteits-TV, word ek geïnspireer as akteur. Sure. Because that's real reactions. Nie alle realiteits-TV is nou real en daai is bietjie geset up, but their reactions are still real. Jy kan 'n scene, want ek het content directing gedoen op reality shows ook, so jy kan 'n scene bietjie plaas en sê hierdie is die situasie, gaan praat geraam met daai persoon oor dit. Dis real, jy kan gaan hierdie het gebeur, maar hierdie wil nou nie eintlik gaan praat met iemand nie, maar nou gaan jy gaan praat 'n bietjie. So jy kan dit doen, maar jy het geen idee hoe daai persoon gaan respond nie. You don't set that up, that's real. So as 'n akteur is dit vir my super fascinating om te sien hoe mense respond. So nog iets wat my gelukkig maak is lieflike slegte realiteits-TV. Ek love it. Dit energize. Isel lag haar dood want ek's in it. Ek is net soos hoe kan daai persoon dit sê? Like Jamie is mal. Jamie is mal. Nee, sy irriteer nou vir my. Ek kan nie glo Jamie het dit gesê nie. Ek kan dit nie glo nie. So ek's daai persoon, love it. Sport, kyk rugby, invested in it massive. Dis 'n groot kos maak. Love kos maak. Dit bring my joy. Dit sit my in 'n tipe van 'n kreatiewe meditasie. Ek love it net. Dis wonderlik. Visvang wat ek baie lank terug gedoen het, bring my ook joy. Om regtig, en hierdie klink so cliché en ek soek nie brownie points by Isel nie, maar om saam met Isel lank pad te ry is een van my soos hoogtepunte in my lewe. Like ek weet nie hoekom dit so is nie. Ek en Isel het ons beste gesprekke op 'n lang pad as ons iewers heen ry. Maar ek praat van
dis regtig iets waarna ek uitsien. Ons is nydag op pad na troue toe. En ek sê vir haar, ons het teruggery en ons is by die huis aangekom en sy vra, wat was jou hoogtepunt van die naweek? En toe ek dit sê, toe begin sy lag, gaan sy, myne ook. Dus die rit soontoe en terug, saam met jou om net te chat. En soos die troue was cool, die troue was nice, die troue was beautiful, al die lekker goedjies. Maar die rit saam met jou was great, dit was so lekker, ons kan deep dive en in-depth. So, dit bring my baie joy. Ja, dis die eerste goed wat op. Dis die goed wat regtig ek dink ek aan tyd mee spandeer en ja, wat my joy bring. Die update op jou purpose statement. Ek is dankie. skieurig. Dankie vir man. So, my purpose statement het ek altyd so clearly gehad en ek was net soos ek is solid op dit en so aan. En so my purpose statement was to creatively equip and encourage people to become the best version of themselves. Reg? That's it. Klink baie nice, dit is nice, it's beautiful, it's purposeful. En deur die proses waardeur ek gegaan het, hierdie afgelope jaar en 'n half, het ek net een woord bygeadd. En dit was to creatively equip and encourage people to become their true and best version of themselves. Want net die beste weergawe beteken weer eens dis net performance en is net results. Sure. Vir my om my ware self te wees is dalk way meer belangriker en mag dalk actually die sleutel wees om die beste weergawe van myself te wees. So, hoe raak jy die ware weergawe van jouself? En dis om deur hierdie proses te gaan van, wat's my values? Wat's my beliefs? Edwin, wie is jy? Wat vind jy? Wat energize jou? Wat is daai goeders? En wat is die goed wat jou kwaad maak en hoekom maak dit jou kwaad? Wat is jou vrese? En gaan sit in dit en figure dit uit. Dan kan ek dalk eers 'n stappie begin neem na die beter en beste weergawe van myself. If I'm not my true version of myself, het ek uitgefigure en geaanlaak. Either gaan jy op 'n manier vir ander mense lyk dat jy op jou beste weergawe is, en in resultate en in achievements gaan dit dalk lyk asof jy jou beste weergawe is, maar ek kan vir beloof deep down, you will not be super content and feel at your best. Want jy's nie jou ware self nie. En you need to figure that out. So ek's op daai proses, ek's in daai journey nou om dit uit te figure. En dit het net klaar 'n massive skuiwe vir my gemaak. Ek dink dit is hoekom ek 'n change of pace het ook in my persoonlike lewe net. Is om nie so myself uit te brand, om die hele tyd te go nie, en nie af te kan switch nie, om nie weer op te eindig by 'n burn-out nie. Om nie myself in daai spasie te kry nie, is om te gaan, kan ek net by 'n plek kom dat, en is weird, jy dan meer kapasiteit. So ek dink is amper, maybe is dit in my kop, dink ek, it's a change of pace, but maybe it's just more capacity. Omdat ek nou gaan in hierdie spasie waar ek gewoonlik sou uitfreak, omdat ek voel ek self-doubt myself. Edwin, het jy opgedaag en jy lewe creative expression? Het jy opgedaag en jy was 'n encourager? Het jy opgedaag en jy was resilience en jy glo in diligence? Het jy opgedaag en jy was die optimis? Het jy opgedaag en jy was passievol? Daai is gedeeltes van my values wat ek kon uitfigure. En as ek kan ja sê en ek het opgedaag en ek het 'n horrible performance gehad, kan ek actually nog steeds wegstap met contentment en joy en gaan. Ek was presies wie ek was en ek het gedoen wat ek kon. My capacity is meer. Maar daai is binne jou beheer. Is wat jy kan opdaag voor. Die resultate is baie keer buite my beheer. So it's op daai journey, dit bring my nou net na die purpose statement ek wou sê is, om dit te verander was nogals crucial, want ek was die ou wat die hele tyd gegaan het vir push vir best version of yourself, you know, push, jy moet go. En nou is dit soos, go, pause, wow, is jy okay? Wat gaan ons aan? Wie is jy? Wat's vir jou belangrik? Wie's vir jou belangrik? Is jy seker jy is okay? Okay, en go, let's go. Sure. Ek het nog soveel vrae, maar een wat my eie curiosity is, wat jy nou gesê het van jou purpose statement. Voel jy leef jou purpose statement uit ook met jou acting en jou productions? Want obviously in die coaching en die ander gesprekke wat jy het en die meer well-being en die personal growth en daai tipe gesprekke, daai equip en enable jy definitely mense. Ek meen jy het al soveel keer in my lewe geïnspireer. Hoe reflect daai statement as deel van jou acting en op verhoog en voor die kamera? Dis 'n baie goeie vraag op 'n baie goeie tyd eintlik, want die performance coach met wie ek werk, toe ek vir hom sê, wat's my purpose statement?
het hy my respectively baie mooi gechallenge. Toe sê hy vir my, en dit was voordat ek die true bygesit het. Toe sê hy vir my, sure, Edwin, purpose is a big word. It's a big word. Sê ek, no, it's a big word and it's important en al die mooi goedjies en hy gaan toe, no, but don't you think you put so much pressure on yourself then, to in every facet of your life, to again, if you not creatively equip somebody, you're a failure. Doesn't that put so much pressure on you? Sê ek, maak baie sin wat jy sê. En ek dink dis die gedeelte waar ingekom het, want ek het nog baie keer gevoel met acting, hier is baie eerlik, dat het 'n baie meer, vir my, nie vir ander mense nie, 'n baie meer self-involved en self-focused medium is en werk is om te doen. So dit gaan weer eens oor myself. Hang af vir jy dit frame in jou kop, maar dit het baie gegaan oor hoe ek prepare vir hierdie rol, sodat ek 'n goeie performance kan gee, sodat die regisseur happy is, sodat ons die beste storie kan vertel. Reg? Maar ek het net gevoel, is dit genoeg? Is dit genoeg om net te act? Bring it back to, ek het hierdie ding op my skouers gehad van jy moet die wêreld verander. Help everyone become their true, just become their best version of themselves. En tot hy my ook net respectively gechallenge het om te gaan, okay, maar partykeer moet jy net goed doen in die lewe. Reg, soos jy moet eet, jy moet hier betaal, jy moet whatever, right? Like jy moet daai goeders doen. What if you reframe it? Jy daag op stel, daar's mense. Jy sit, it's hurry up and wait, dis die tagline van film en TV-stel, dis nie 'n cliché nie, dis waar, dit is hoe dit is. Daar's mense met wie jy kan praat. So, wat se conversations het jy met hulle? Daag jy weer op as jou true version, en kan jy daai conversation met mense hê? Opstel. Ek het werk gaan insit om uit te figure, ek word net ge-energize in acting projekte wat vir my meaningful is. Jy kan enige job verstaan in jou mind reframe om meaningful te wees, reg, maar asof my brein 'n BS detector het van moenie jok en maak asof hierdie vir jou meaningful is nie. Die rolle wat ek al gedoen het wat so meaningful is vir my, wat meaningful was vir my. En hoekom is dit meaningful vir my? Want ek het geweet iemand wat kyk na hierdie storie en hierdie film of hierdie TV-reeks gaan wegstap met vrae, respectively gechallenged word en potentially hulle lewe verander. Potentially. Nie soos vir die beter of vir die goed nie, net they're going to change behavior because of this. They're going to think. Martinus Besson, die regisseur, mentor met wie ek altyd werk, sê net soos, hy maak nie theater om te preek vir mense, hy maak theater om vrae te vra vir mense. En ek voel die projekte in acting wat toe begin vir my sin maak, is die goed wat regtig ek mee align in my persoonlike lewe. Die play wat ons nou doen en by KAKNK gaan doen, die Goue Vis, of Kruispad, die legende van die Goue Vis, het te doen oor wat is mense bereid om te doen vir geld. Sure. En sit dit in 'n magiese, vreemde, klein hut, in die middel van nêrens, en speel 'n magiese sprokie tipe van wêreld af, en jy gaan maak dit bietjie wack en weird, maar aan die einde stap jy daar weg, en jy gaan hierdie twee individue wat verlief ingestap het, is geruïneer, as hulle uitstap as gevolg van geld. Sure. That's meaningful to me. So nou raak acting vir my meaningful. As jy 'n ander projek doen waar jy nie daai kan kry nie, raak dit moeilik, maar jy moet ook daai rolle doen. Dit is deel van die lewe. Directing vir my is weer, dadelik jy sien hoe ek smaal, maar daai raak weer vir my exciting, want dit voel vir my meer te doen met coaching, performance coaching. Wat moet jy doen as regisseur? Ja, daar's 'n klomp baie details. Jy moet so sterk visie hê, jy moet 'n storie kan vertel, jy moet weet hoe om 'n teksanalise te kan doen, jy moet die tegniese van die kameras verstaan, al daai goed, jy moet departemente kan verstaan, art department, sound, al daai goed. Maar jou werk, eintlik tot op 'n mate toe, 'n groot gedeelte daarvan, is om almal anders te kry om op hulle beste te wees op die dag en op hulle beste te kan perform. So that's a coach. 'n Regisseur is 'n coach. So jy moet instap, so daai energize my ongelooflik, toe ek laas jaar 'n film vir Showmax, 'n TV-film gemaak het. Ek was net vol energie die hele tyd. Because twee wêrelde het vir my align. Creative expression, storievertelling
die acting, die daai goeders en ek en kuns, 'n medium. Ek hou van om kunstig te probeer wees en te strive na iets te maak wat kreatief is met coaching en daai passie wat ek het om human behavior ander mense te help om beter te raak, het net connect. En dit energise my ongelooflik. So daai het dit vir my 'n enorme deel van my purpose geword. So in 'n mate toe connected steeds met acting en directing. Met acting het ek net besef it must be meaningful work. Waar ek weet nie as jy net kan kies, jy weet nie, maar where it can do that. Ja. Is dit vir jou maklik om tussen die twee environments te wees? Like, obviously as jy acting is, jy weet om met jou emotions te express en groot te wees en klein te wees, en ek maak nou asof ek al jou lingo ken. Groot te wees en klein te wees. Nee, daar is sulke goed. Maar vind jy dit maklik om, of is daar vir jou 'n Edwin opstel en by die kamera en in jou acting environment, en is daar Edwin wat jy is rondom jou vriende en in normale omgang, of is dit it's one and the same person? Maar dit was altyd my vraag wat vir my interessant is. Soos die persoon wat jy ontmoet dan, like, is this the real you? En hoe real sal jy nou wees? Want like, wat is daar wat jy nog wil wegsteek, of nie wegsteek nie, maar wat jy weet jy kan met jou acting skills doen, want nie almal het daai ability om hulle emotions te control of iets te gee nie. Vind jy dit enigstens moeilik, of is jy pretty much... So ek dink ook soos, dis nie net wat jy wil wegsteek, is baie keer ook wat jy wil hê ander mense dink van jou. Ja. So, vir my is dit, ek is weer eens dankbaar vir jouself, wat my help baie keer om baie meer transparant te wees, waar ek uit 'n geskiedenis uitgekom het van people's pleasing. So daar was 'n groot gedeelte van my wat baie keer op stelsel opdaag om te people's please. Daar's 'n element van dit wat maklik gekom het vir my, want daar's 'n element van dit wat waar is. Ek is 'n mens. Ek het baie energie, value van my is passion. So, yes, maar nou manipuleer jy dit om mense te kry om van jou te hou. Again, outsourcing your self-worth, sodat jy aanvaar word. So deesdae opstel, kry ek myself reg, en die Tom, die coach, wat was ook net soos, Eddie, we're gonna have to get a truth filter for you. Sodat jy nie mense probeer moet laat iets van jou dink nie. So daar was baie keer opstel waar ek dink ek opgedaag het, en ek was 'n sekere level van passion, energy, joy, al daai goed, maar dit was met 'n bybedoeling. Wat deesdae daag ek net op en gaan, cool, this is me, ek seker of van ek val nog in geslaggate, of course, maar ek kry dit al hoe meer reg, veral omdat ek sien hoe Giselle dit net soos 'n champion reg kry. So as dit so, hierdie is wie ek is. Like, this is, en dit inspire my. Ek is net soos, daai is great. Dis is, jy kan net sê, soos, nee, stem nie saam mee, of whatever. Like, en ek vind ek kry dit al hoe meer reg. Ek vind dit al hoe meer reg om te gaan, kan nou nie regtig omgee nie. Soos, you know what I mean? Like, ek sien wat jy van my dink, soos, dit is wie ek is. Ek vind myself dan, gaan na gesprekke toe, soos, jy weet, hoekom act jy, en soos, vertel my van jou lewe by die huis, like, then it starts becoming my interests, like, is jy okay, like, waar kan ek help, like, daai tipe van ding. Maar ek dink vir baie lank was ek 'n tipe van 'n weergawe, wat 'n heightened weergawe, so ek was 'n 200% van Edwin. So ek het nie noodwendig, ek was 'n 70%, en actually in theater, weirdly enough, nou dat ek aan dink, in sekere mate was ek 'n 70%. En dis omdat jy vir 3 weke lank 10 ure 'n dag saam met ander mense is. En ek dink net ek was bang baie keer om 100% van myself te wees, want jy is bang mense gaan stories van jou versprei. Nie dat jy iets het om weg te steek nie, maar wanneer jy iets gaan sê, soos ek stem nie saam nie, of wat ook al, dat iemand gaan, hy is so moeilik, you know, of waar directing voel ek, dis nogals waar daai 120% van Edwin soort van waarde dra, because everything is dependent on you, jy moet die energie bou, en ek dink ek koppel dit met energie. Is jy die een wat instap, al is jy moeg, en gaan, yes, let's go, ons gaan vandag smash, ons gaan lekker, is jylle rekke, al is moeg, kom, ons gaan vir jylle Red Bull kry, kom skiet 'n ding, al is jy moeg. So, is jy nou besig om fake te wees, of is jy besig om, jy weet, leadership in te step en 120% wees, want dis wat van jou vereis word nou.
So ek weet nie of ek daai vraag 100% kan antwoord om te gaan maar ek dink baie keer is dit 120% net in die sin van om te probeer opdaag in 'n sekere manier vir die hele produksie wat ek geniet op 'n film of TV stel om te direct. Maar wat ek my wel self vind regkry meer is om in one-on-one gesprekke baie meer eerlik te kan wees. Ek kan vir 'n akteur wat na my toe kom en sê, wat moet ek hier doen? Ek kan nou sê, ek weet nie. Ek weet nie. Kom ons bounce. Wat as sy maybe kwaad is vir hom? How would that look like? Kom ons gaan, werk dit vir jou? Kom ons, let's go there. Okay, cool. Okay, yes, kom ons gaan daar. Waar gewoonlik sou ek gaan het, wat moet ek hier doen? Okay, so, ek dink, wat sy hier dink, is, boom, en mense sien reg deur dit. Ek was 'n akteur is, jy kan sien as dit begin gaan, okay, ons maak gou ietsie nou op hierso. En mense respekteer iemand wat 100% hulle self kan wees, reg? So, ja, ek weet nie enigstens of ek daai vraag geantwoord het wat jy nou uitgesê het nie, maar absoluut. Sal jy ophou act? Jo, kom my net ligteliks. in met die guns blazing. Wow. Ek Wees eerlik. wees eerlik. Ek gaan dit antwoord so, en nie met ek probeer BS nie. Ek sal uitkom by die waarheid. My instink sê vir my ek sal kan. Ek sal kan ophou act. As my omstandighede waarin ek myself vind, die circumstances is om te gaan. Okay, dit sal dalk beter wees vir jou om dit nie te doen nie as gevolg van X, Y en Z rede. Ek weet baie mense soos dit is wat hulle gaan doen, choose it, kan het, ek is 100% seker op dit, ek gaan dit doen vir die res van my lewe, geen nie om wat die sê, I'm just gonna go. Waar ek is soos, ek sal kan, ek kyk 'n movie af en toe en ek is soos, daai maak my lus om te act, of ek is net soos, I'm so inspired, so ek weet ek sal die urge altyd hê om dit te doen. Ek het dit nou vir wat sit 11 jaar? Langer as 11 jaar as jy nou skool vat en universiteit bysit, maar 11 jaar professioneel gedoen en you know, ek dink baie keer ons weet nie hoe baie ons weet nie, van as jy dit al vir 11 jaar doen, ek meen, baie keer voel ek nog steeds, ek weet nie wat ek doen nie, as 'n akteur, I have no idea. Ek dink ek gaan hierdie so doen, en dis hoe ek dit doen. Baie keer voel ek het geen idee of hierdie reg of verkeerd, of wat ook al is nie. En dan kom daar tye waar jy gaan, ek is baie passievol oor hierdie, as ek moet ophou act en ek moet hierdie voltyds doen, want jy wil provide, of omstandighede is net, dit gaan beter wees, vir jou, vir almal rondom jou, vir dit. Dit sal vir my moontlik wees om op te hou act. Ek kan nie meer, ek het op 'n stadium my identiteit gekoppel in acting. En vanaf ek dit ontkoppel het, en in die proses is om dit te ontkoppel, maak dit vir my makliker om te sê, ek sal kan ophou act. Juist omdat ek dit sê, is dit vir my 'n celebration, want ek kan nie my volle identiteit en my supreme volle liefde in dit sit nie. Dan gaan dit gevaarlik raak en dit het in my verlede gevaarlik geraak, waar ek mense baie seer gemaak het en teleurgestel het, as gevolg van die feit dat ek my volle identiteit en liefde in acting gesit het. Sure. Edwin, Marco, baie dankie vir jou tyd. Dankie, soos ek kan nie vir jou sê die impak wat jy al op my lewe gehad het nie. Ek dink al ons coffee chats en het al so inspirerende effek op my lewe gehad in die manier hoe ek dink, hoe ek redeneer, hoe ek goed sien. En ek sal jou ewig dankbaar daarvoor wees en ek weet daar kom nog baie van hulle. Maar ek dink nie jy moet underestimate die impak wat jy op mense se lewens klaar maak, al is dit so eenvoudige koffie of ek kan dit aanneem op set of by die theater nie. So van my kant af dankie vir die vriend wat jy vir my is, dankie vir jou woorde, dankie vir jou insig, vir jou wysheid, dankie dat jy so honger is om te leer en om daai kennis vrywilligheid oor te dra van nuggets of pure wisdom wat mense se lewens kan verander. Ek is besonder dankbaar vir dit. En ek is ook super excited vir die journey wat vir jou wag. Ek dink die feit dat jy met boldness die goeders wat jou lewe uitdaag, so aan kan vat en nie krepeer of na negatiewe goeders gryp nie, maar eerder om, soos jy die klippe verwysing, jou eie klippies te skuif, in die donker kamertjie in te gaan, Daai vandag weer was weer vir my so powerful. So,
dankie vir die mens wat jy is, nie net vir my nie, maar vir ons almal. Dankie dat jy ons skerms bederf met met jou natural skills and talents. Ja, en dankie vir die vriend wat jy is en dankie vir die gesprek. Mag dit op dieselfde level wat dit my lewe affekteer, mag dit ander mense sin ook. Dankie, Marco Polo. Nee, ek wil vir jou ook dankie sê. Ek dink ons vriendskap, dit is so interessant, voordat ons begin het hierdie gesprek het gegaan, jy weet, ons ken mekaar redelik goed en ons deel baie van hierdie goed sonder 'n kamera en sonder, jy weet, 'n mikrofoon, die ding. En ek dink wat vir my lekker was, is hierdie het vandag gevoel net weer eens soos nog een van ons gesprekke. Ek sou, soos jy my ken, wou baie meer ook indelf aan jou kant. En wou nope. En sou wou indelf daarin baie vrae vra. But I mean, that's what we do. En dankie vir dit. Jy create altyd 'n space vir my om veilig te voel, om te kan deel, om te kan vra, om nie te kan weird voel wanneer ek emosioneel raak oor iets, of frustreerd raak oor iets, of soos voel, jy het net 'n dom ding gesê, of insecure voel oor iets. Dankie dat jy daai space altyd create vir my. En ja, ek waardeer jou vriendskap regtig baie. En ons, soos ek al baie keer sê, ons sien mekaar nie genoeg nie. Maar wanneer ons mekaar sien, is dit super powerful. En ja, dankie. Awesome. Die laaste vraag. Jy moet die sinnetjie voltooi. Sure. Flourishing in life is all about. Ek het 2 antwoorde. Nee, ek dink A en B. Ja, A en B. A, ek gaan dit sê en dan sal ek, is om te strewe om 'n volgeling van Jesus te wees. Ek sê die woord strewe aan, want ek kry dit nie reg nie. En ek probeer. En ek weet, intellectually en ons so moments van waar dit my hart raak, hoe meer ek dit probeer doen, waar ek weet dit is wat ek moet doen. En wat ek glo flourishing is. So ek sê dit, want ek is soos, ek leef nie dit noodwendig voluit uit nie, maar ek glo dit, en moments tussen intellectual en hart raak dit. En die ander kant meer geconnect met my purpose is 'n dans tussen strewe en acceptance om elke dag jou body, mind en habits te optimize. Sure. 'n Dans, want gelyktydig moet jy strewe en accept. Ek moet strewe om my liggaam gesond te maak, seker maak is okay, en terselfdertyd moet ek aanvaar waar my liggaam is vandag en hoe dit is, en dieselfde met my kop. Ek moet aanvaar dat ek gaan deur 'n moeilike tyd, maar is ek besig om te mind gym en daaraan te werk, en dieselfde tyd met my habits. Ek het nie die beste habits dalk vandag nie, en ek aanvaar dit en ek dans tussen dit, en wat doen ek môre? Een ding môre wat ek kan implementeer, dalk die mind gym sessie, om daai habit beter te maak. En dan glo ek daai constant dans tussen strewe en accept, om daai 3 goed te optimize. Sure. So powerful. Dankie. Dankie vir jou, Marcus. Hoe lyk ek? Jy lyk altyd mooi, dis die probleem. Stop it. Edwin. Okay, nie waar. Ek love it. Edwin. Hierdie is fantasties. Okay, wag. Okay, sê dit, ons sê dit.